almal. Die skriflesing is baie kort. So baie kort gedeelte in die Bybel. Die preek gaan ook nie baie lank wees nie. Die hele gedagte is bloot net om 'n basiese beginsels te gee, waar volgens ek dan 'n bietjie wil fokus na die tyd. Nie op 'n vreeslike akademiese lesing nie, maar op die gesindheid waarmee julle ook die verkiesing tegemoet moet gaan. Wat is sure. So ek wil graag vra dat julle dit ernstig oorweeg om te bly ook vir die geleentheid na die tyd. Dan kan ons so lekker gesels. Ek hoop jy het vir jouself uitgesorteer dat jy gaan stem. Maar die belangrike dan om te sê met watter gesindheid moet ek dit doen. My verantwoordelikheid teenoor die staat en as lidmaat van die kerk van die Here. Dis 'n kosbare geleentheid dat die Here ons oproep, dat hy 'n afspraak met ons het op hierdie besondere dag, die opstandingsdag van ons Here Jesus Christus. En daarom as ons so saam is, dan bely ons in wie se naam ons hier is. Ons hulp is in die naam van die Here. Hy wat hemel en aarde gemaak het en dit steeds in stand hou. Hy ontvang ons onder sy seënende hand. Genade vir julle en vrede van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing saam Psalm 146, die eerste en die 4de vers. Tot lof van die Here, prys die Heer met blye galme. O my siel, daar's ryke stof, ek sal so lank ek leef my psalme, vrolik toewy aan sy lof, en hom wat sy guns my bied, altyd groot maak in my lied. Psalm 146 vers 1 en 4, en daarna bid ons saam. Ons almagtige God en Hemelvader, U hou hierdie hele skepping aan sonkant en donkerkant van die aarde, ook in hierdie oomblikke in die hande vas. Bewus van al die spanning, o Here, in die Midde-Ooste, waar ook al. En tog hartstogtelik begaan oor U kerk, wat ook op hierdie oomblik vergader, nuwe week ingaan, maar in U teenwoordigheid tot U bid en sing, U lof besing, pleit om U genade. Ook ons saam wees, o Here, is om stil te word en op te kyk. En te bid, Here, gee vir ons asseblief perspektief.
'n perspektief waarmee ons ook hierdie nuwe week kan ingaan. Hierdie tyd waarin ons lewe kan trotseer. Dat ons kan weet hoe om te dink oor wat besig is om te gebeur. En daarom pleit ons dat hy ook deur die Gees ons diep sal laat inkyk in die woord. Om te verstaan wat hy uit die woord uit vir ons wil leer. Hoe gelowiges in ander tye, maar dalk in amper dieselfde omstandighede, stil geword het om te luister, te hoor. En dan wil ons pleit dat die woord ook diep in ons eie harte sal inkyk. En deur die inspraak van die Heilige Gees, o Here, dit wat nie daar moet wees nie, sal wegneem. Sodat die getuienis wat ook uit ons lewens moet spreek, in hierdie tyd waarin ons lewe, helder en duidelik 'n getuienis mag wees, wat ook die wêreld oproep om te erken wie U is, ons koning, U wat regeer, U wat besig is om U raadsplan tot volle uitvoering te bring, juis in hierdie tyd, onder hierdie spesifieke omstandighede, sodat ons deur die Gees kan roep, kom Here Jesus, kom gou. Sien ons daarom aan in die genade, o Here, elkeen van ons hier teenwoordig, U weet wie ons is, waar ons vandaan kom, waarheen ons teruggaan vanaand, wat ons beleef, ons worstelinge, ons seer kry, maar ook ons dankbaarheid en ons vreugde. En nou spesifiek in hierdie tyd waar die druk van akademiese jaar ook besig is om baie vinnig toe te neem, wees ons nou by o Heer om die tyd uit te koop, om te prioriseer, maar bo alles te weet U is ons hoogste prioriteit. In U teenwoordigheid en in die lig van wat U vir ons leer, moet ons lewe. Wil U al ons sondes vergewe? Ons vra dit, as ons pleit om die genade, in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Kom ons sing saam Psalm 119 vers 39 en ook vers 63. Vers 39 bely ons, dit wat ons nou gaan doen, ons gaan die woord van die Here oopmaak. Heer, U woord is my 'n fakkel, wat sy ligglans voor my dra, voor my voet, die duisternisse van my lewenspad verjaag. En eintlik is ons, vers 63, Heer, ek is 'n skaap verlore, in die wildernis verdwaal. U my Heer en herder bid ek, dat U my tog wil kom haal. Psalm 119, vers 39 en 63. Van my lewenspad verjaag.
woord van die Here lees ons saam uit Jeremia 45. Baie kort hoofstuk uit die boek van die profeet Jeremia. Ek lees vir ons uit die 83 vertaling. 'n Woord van die profeet Jeremia aan Baruk, seun van Neria. Toe Baruk opgeteken het wat Jeremia vir hom gedikteer het. Dit was in die 4de regeringsjaar van koning Jojakim van Juda, seun van Josia. So sê die Here, die God van Israel, oor jou, Baruk. Jy sê, dit is klaar met jou. Die Here het nog meer lyding by jou smart gevoeg. Jy is al uitgeput van kla. Jy kry nie rus nie. Die Here sê, ek moet vir jou sê, so sê die Here. Wat ek gebou het, slaan ek plat. Wat ek geplant het, ruk ek uit. Dit het gebeur met die hele land. En jy soek roem vir jouself? Moet dit nie soek nie. Ek gaan 'n ramp oor alle mense bring, sê die Here. Tog sal ek jou lewe laat behou waar jy ook gaan. Al sal jy net met jou lewe daarvan afkom. Ons lees tot sover. Ek lees weer vers 4 en 5. Dis die Here se antwoord vir hierdie man wat nou eintlik in 'n gat sit en hy worstel. As vir die Here sê, ek moet vir jou sê, so sê die Here. Wat ek gebou het, slaan ek plat. Wat ek geplant het, ruk ek uit. Dit het gebeur met die hele land. En jy soek roem vir jouself? Moet dit nie soek nie. Tot sover. Broers en susters, dit is nie maklik. Kom ek sê so, dit is nie gemaklik om 'n kind van die Here te wees in hierdie wêreld nie. Want die Here vra groot opofferings vir elkeen van sy kinders. Ons is veronderstel om in te skakel by dit wat hy besig is om te doen. En nie eenkant as toeskouers te kyk na dit waarmee hy besig is nie. As ek regtig hart en siel myself opoffer in dit waarmee hy besig is, dan vra dit my hele mens wees. En dat ek 'n klomp goeders moet prys gee. En die vraag is jy bereid daartoe? Is jy gereed daarvoor? Kom ons kyk wat hierdie gedeelte uit die woord van die Here aan ons bekend maak. Die man op wie ons fokus hier is Baruk. Hy was die sekretaris of die skriba in vandagse terme van Jeremia. In die Bybelse tyd was daar baie van die profete wat iemand gehad het, wat as die profeet gepraat het, het hy dit neergeskryf. Nou Baruk was so skriba vir Jeremia. En dis binne 'n baie sekere konteks, 'n baie sekere tyd. Die 4de regeringsjaar van koning Jojakim, 'n baie moeilike tyd vir die volk van die Here, die volk Israel. Want Jeremia het met groot erns die volk opgeroep tot bekering, God se oordeelsboodskappe verkondig. En al die hoofstukke hier rondom kan julle maar gaan lees, en dit wat ek later oor gaan praat, sluit ook hierby aan. Die ballingskap was op hande. God gaan nou sy volk oordeel as gevolg van hulle sonde. So dis 'n ernstige tyd. Hulle moet hulle ore oopmaak en hoor. In hoofstuk 36 van julle gerus gaan lees, gee God weer eens 'n ernstige bekeringsoproep en 'n boodskap. En Jeremia praat en Baruk skryf neer, soos dit moet wees. Maar as julle hoofstuk 36 gaan lees, hulle agterkom, maar kom so 'n bietjie 'n wende. Jeremia kan nie gaan preek nie. En hy sê vir Baruk, jou beurt. Om een of ander rede
kan die dominee nie gaan nie, maar die skriba word gestuur. Hy sê vir Barak, gaan jy dan en lees uit die rol wat jy uit my mond beskryf het, die woorde van die Here, voor die ore van die volk in die huis van die Here, op die vasdag, en jy moet dit ook lees voor die ore van die hele Juda, wat uit die stede kom. Jeremia 36 vers 6. Barak moet nou die boodskap bring. Hy moet gaan preek. En hy doen dit. Voor die ore van die hele volk. Gaan preek hy. En dis toe nou daar, waar die moeilikheid kom. En groot moeilikheid. Toe die koning hierdie boodskap hoor, was hy in sy paleis. Dink hy was in sy winterpaleis, besig om sy voete warm te maak by die vuur. En hy was besig om hierdie boekrol toe nou te lees, wat opgeskryf is, en soos hy besig is om dit te lees, sny hy dit stikkend met 'n mesie, en hy gooi die papier binne in die vuur, om sy voete warm te maak. Die Bybel sê, en hulle was nie verskrik nie, en hulle het hulle klere nie geskeur nie, die koning en al sy dienaars wat al hierdie woorde gehoor het. En dis nou maar 'n gesindheid wat nie net by die koning was nie, maar by die volk. Geen bekering nie. Maar wat doen die koning? Die koning het hom gewip. En hy besluit, hierdie manne, wat hierdie boodskap bring, moet nou vervolg word. Hy het Jeremia en Barak se bloed gesoek. Hy het gesê hulle moet doodgemaak word. En dan lees ons, hulle het gevlug en God het hulle weggesteek. Miskien verstaan jy nou hoekom is Barak so ontstel. Want dis die saak wat in hierdie skrifgedeelte mee begin word. Barak is ontstel. Kan jy jouself dit indink? Hy moet nou vlug vir sy lewe. Hy is maar net 'n gewone mens, hy is maar net 'n skriba, hy het sy ou werking gehad om nou maar op te skryf dit wat nodig is. Rustige en 'n stil lewe. Hy het elke dag gedoen wat van hom verwag word en was genoeg. Maar nou het die dinge vir hom heeltemal te erg geword. Nou word hy in hierdie spanningsveld tussen God en sy volk ingetrek. Hy weet maar skriba is. Skielik word sy lewe nou ongemaklik gemaak, ongerieflik. En dis al asof hy voel, maar dis nou onnodig. Ek het nie hiervoor gevra nie. Ek kan homself probeer indink hoe hy gevoel het, om te sê, ek was daar besig met my eie dinge, en ek het nou maar gedoen wat Jeremia my gevra het, en nou is dit net chaos en moeilikheid. Die Here het my uit my gerieflike, in Engels praat hulle van comfort zone, my geriefzone het hy my uitgehaal, en hy betrek my nou by hierdie probleemsaak. Ek wil dit nie hê nie. Nou is hy in lewensgevaar, hy moet vlug en wegkruip, sy lewe is met bekommernis en spanning volgemaak, ek hou nie daarvan nie, ek wil dit nie hê nie. Ek het dit nie nodig nie. Ek sou graag daar sonder wou wees. Nou dit was nie net 'n ongerieflikheid nie, dit was sy hele lewe is daardeur beïnvloed. En hy het gekla. Geweldig gekla. Ons kan ons self indink. Maar hierdie gedeelte bring ons dan by die punt om te sê, kyk die Here se groot genade. Dat hy nou vir Jeremia stuur, om nou baie spesifiek met Barak te gaan praat. Is dit nie kosbaar nie? Dat die Here ook begaan is oor hoe individue dinge ervaar. God stuur die profeet Jeremia om met Barak te praat, 'n baie besondere profesie. En ek dink dit wat die Here vir Barak wil sê, geld vir almal wat op een of ander tyd dieselfde dinge in hulle eie lewe begin ervaar.
Jy weet daardie tye wat jy hier in hierdie spanningsveld tussen dit wat God mee besig is en dit wat hier in die wêreld gebeur. En jou gerieflikheidszone word so bietjie, nie, baie ongerieflik gemaak. En dat die Here wil sê, maar luister 'n bietjie wat sê ek vandag. En wat hoor jy vir jou eie lewe? Wat sê die Here vir hom? Hy sê nie vir hom stop dit nie. Hy sê net Barak, besef jy waarmee God besig is. Ek lees weer vir ons vers 4. Luister net hoe op drie maniere word daar vir hom gesê. Die Here sê, ek moet vir jou sê, so sê die Here. Handig is nou nie op Barak nie, handig is op die Here. Die Here sê, wat ek gebou het, slaan ek plat. Wat ek geplant het, ruk ek uit. Dit het gebeur met die hele land. Vir 'n oomblik is die aandag weg van Barak en sy worsteling oor sy ongerief wat hy ervaar. En die Here is besig om op 'n manier sy hart vir Barak te wys. Sê Barak, kyk waarmee is ek besig. Ek weet, jy kla oor wat jy ervaar, maar dis waarmee ek besig is. Hierdie volk, en daar so 'n kosbare gedeeltes in die Ou Testament, waar die Here dit ook verduidelik. Op watter manier het die Here in sy groot liefde hierdie volk uit Egipte uitgehaal? Hulle dwars deur die woestyn gelei, hulle gevoed en versorg, en hulle gaan plant binne in die beloofde land. En nou ken ons die geskiedenis van alles wat daar gebeur het. En die Here sê, kom ek wys my hart vir jou. Vanweë hierdie volk se sondes gaan hulle nou vernietig word. Daar is hartseer in hierdie woorde. Hierdie pragtige Jerusalem wat God as sy woonplek gekies het, gaan hy heeltemal vernietig. En hierdie kosbare volk wat hy soos 'n wingerdstok hier kom plant het en so mildelik versorg het, gaan hy uitdruk. En weet julle wat die skerp punt hierso? Dat die Here vir ons, en jy kla oor jou ongerief. Kyk waarmee is God besig. Sien jy God se ongerief en hartseer en omgee, sien jy dit raak? God is besig om alles wat vir hom die kosbaarste is, prys te gee. En jy sê, die Here kan maar aangaan, sodat ek net gelukkig is. Jy soek vir jouself 'n lewe van rus en voorspoed. Dis hierdie woorde, jy soek roem vir jouself. Jy dink die kollig val nou op jou. Dis nie waaroor dit gaan nie. Kollig is nie op jou en jou gerief nie. Gaan oor waarmee is God besig. Daarom hierdie woorde, moet dit nie soek nie. Dis nie waarop jy nou moet fokus nie. As God se diensknegt word jy ingeskakel in dit waarmee hy besig is. Die Here sê, so ek gaan 'n ramp oor alle mense bring, sê die Here. Maar kom ek sê dit vir jou, Barak. Tog sal ek jou lewe laat behou waar jy ook gaan, al sal jy net met jou lewe daarvan afkom. 'n Belofte. Om te sê, ek bring jou in hierdie spanningsveld in. En ek gaan jou gebruik. En hier is my belofte. Ek gaan by jou wees. Nie bekommerd wees nie. Ek is by jou. En ek dink hier is die geweldige belangrike saak wat ons vir onsself ook oor die duidelikheid kry. As kinders van die Here. As God se diensknegte draai ons lewens nie eerstens rondom die gerief en die voorspoed van my ou klein wêreldjie en my gerieflikheidszone. Lankal nie meer.
Die fokus van God se kinders is, waarmee is God besig? En hoe betrek hy my daarby? Wat is hy besig om te doen? Ek dink die groot vraag in die tyd waarin ons vandag lewe is, waarmee is jy besig? Waarmee is ek besig? Wat is die dinge wat vir my kosbaar is, en ek probeer dit in my lewe inbring, en ek probeer my lewe so gerieflik moontlik maak, en, weet julle wat? Op die ou einde bid ek ook, dat die Here in hierdie lewe van my gerief sal inkom. Ek gaan nou so ietsie sê oor die CRC, en voorspoedstuur. Dis voorspoedstuur. My besig wees en gebed is om die Here in my lewe in te bring, en dan lees mense die Bybel so skeef om te sê, as jy dit doen, dan sorg die Here dat dit altyd met jou sal goed gaan. Wat is jou plan vir die Here? Dis nie wat hierdie gedeelte sê nie. Hierdie gedeelte sê, wat is God se plan vir jou, Barre? God is besig om die wêreld finaal nou voor te berei vir die wederkoms. Wat ons gesê, die laaste dae, sê die Bybel, moeilike tye. En lees maar wat skryf Timoteus daaroor. God is besig om die wêreld so te skuif, dat Jesus Christus weer kan kom, en sy kerk is daarby ingesluit, om die wêreld voor te berei vir die wederkoms. Dis regtig met gespannendheid wat ek besig is om te luister, wat is op die oomblik besig om in die Midde-Ooste te gebeur? Soos in vandag, die missielaanval vanuit Irak na Israel. Daar's geweldige dinge besig om te gebeur in die hele wêreld, ekonomies. Is daar 'n magskuif besig om plaas te vind in die wêreld, polities? Verskillende magsblokke wat besig is om teen mekaar mee te ding, en ons hier aan die suidpunt van Afrika is deel daarvan. Ons het een van die dae verkiesing, dis waarom ons vanaand gaan praat. Ek gaan my kruis sien, man. Hoopelik is die besluit hier gaan, en jy het 'n verantwoordelikheid om deel te wees van wat gebeur in die wêreld. Jy moet dit verantwoordelik doen. God is besig om die wêreld voor te berei vir die wederkoms van Jesus Christus. En elkeen van ons as God se kinders het 'n verantwoordelikheid en 'n rol om te speel daarin. Barak kan nie een kant sit nie. En is net Jeremia wat iets moet doen nie. Barak, jy is deel van wat besig is om te gebeur. Die Here roep elkeen van ons, waar ons onsself ook al gaan bevind. Ek weet nie wat jy swat nie. Ek weet nie waar gaan jy eendag wees as jy hier weggaan nie. Maar weet dit, as 'n Christen het jy ergens 'n verantwoordelikheid om dit wat die Here jou mee roep, om besig te wees, deel te wees van dit waarmee hy besig. In jou beroep en wat jy ook al gaan. Hy gaan en hy wil jou gebruik. Want sien ons God se hart raak. Waarmee is hy besig? As ons eie lewe dan soos die van Barak die ongerief begin ervaar van bedieningswerk en ons daaroor kla. Jy gesien wat die Here vir ons in die woord duidelik maak. Wat is die sentrum, die middelpunt van God se openbaring aan ons? Sien jy die kruis van Golgotha? Die bebloede man met die doringkroon. Met sy geboorte was daar nie vir hom herberg nie. Hulle moes toe reeds vlug, want sy lewe was bedreig. Ons kind al. Hy het self een keer verklaar dat daar geen plek is waar hy sy hoof kan neerlê nie. Matteus 8:20. Op 'n armsalige eseltjie het hy Jerusalem ingery as 'n koning, maar hy word met dorings gekroon, in sy gesig gespoeg,
Stikkend geslaan, sy klere van hom afgeneem, hy's nakend aan 'n kruis vasgespijker tussen misdadigers. Daar is hy deur God verlaat. Sien jy waarmee God besig is? Ons word elke Sondag opgeroep om in God se hart in te kyk. God se hart vir 'n verlore gaande wêreld. Want hy was deel van God se beplanning. Hy wat in die gestalte van God was, het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan mense gelyk te word. In die gedaante gevind as 'n mens, het hy homself nog verder verneder deur gehoorsaam te word tot die dood, die dood aan die kruis. Dieselfde gesindheid wat daar in Jesus Christus was, moet daar ook in julle wees. Filippense 2. Niemand lewe meer vir homself nie. Ek lewe nou vir God. In Jesus Christus gaan dit nie meer oor my eie gerief nie, maar gaan dit oor op watter manier is ek deel van dit waarmee God besig is in hierdie wêreld. Ek word ingetrek in God se beplanning. Hy het ons sy diensknegte gemaak en ons as Christene is deel van sy plan van aksie. Wat besig is om te gebeur in hierdie wêreld, al hierdie groot goed, is ter wille van die kerk van Jesus Christus. Is ter wille van die insameling van die laaste gelowiges wat nog moet inkom. En as die laaste een inkom, dan kom Jesus Christus weer. Daarom sluit die Bybel af met die Gees en die bruid, dis die kerk, wat bid, kom Here Jesus, kom gou, sodat ons nou kan kom waar ons veronderstel is om te wees, want ons is nie veronderstel om vir altyd hier te leef en te bly nie. Dis nie waarvoor ons hier is nie. Maar terwyl ons hier is, moet ons met 'n sekere gesindheid lewe, ons gaan nou daaroor praat. 'n diensknegt is nie groter as sy heer nie. Soek jy nou vir jouself groot dinge? Welvaartslewe, gemak, rustigheid, 'n gemaksone? Ja, die Here kan aangaan met sy werk. Maar ek het my eie planne. Ek sal tot hier, maar nie verder. Dit gaan bietjie te veel vra. Hy kan maar aangaan met sy werk. My lewe moet net nie omgekrap word daardeur dat daar van my gevra word om 'n opoffering te maak. Weet want dis wat Christendom is 'n opoffering. Jy moet verseker goed nee sê vir die dinge van die Here ja te sê in jou lewe. Sodra ek my privaatheid moet begin inboet en my lewensprioriteite moet verander, sodra daar te veel van my gevra word, wil ek graag onttrek en sê, dat iemand anders dit moet doen. Dis die gesindheid van waar. En nou sit ons hom nie op 'n beskuldigingsbank nie, want dis 'n gesindheid wat in almal van ons na vore kom. Ons beleef dit ook elke dag in dit wat binne in ons wêreld kerklik gebeur. Probeer om mense betrokke te kry by een of ander saak. Mense soek groot dinge vir hulle self, maar nie ongerief in God se koninkrykswerk nie. My eie ou wêreldjie en dit wat daar gebeur is baie belangriker as dit waarmee die Here besig is op hierdie oomblik. Sien julle die kontras? Verstaan julle die oproep dat die Here met soveel genade en liefde neerbuig en sê, "Waarheid, dink 'n bietjie weer. Dink weer. Christendom vra opofferings. Die vraag is jy bereid daartoe? En in hierdie tyd waarin ons lewe, is jy gereed daarvoor? Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel,
Dankie Here vir u woord. Nie maar sommer net nog 'n boek op 'n universiteitsrak nie. Maar die boek, die woord, waaruit ons nou wil leer en moet leer. Die perspektief soos ons bely het ook toe ons saam gesing het, wat nou ons voetstap rig, ons hartsgesindheid moet verander. Want Here, vanaand moet ons bely. Waarlik is maar in almal van ons. Ons leef juis in 'n tyd waar, as dit gaan oor godsdienst, daar 'n voorspoedsgodsdienst is wat mense in hulle getalle nader trek. 'n Godsdienst wat mense vra, wat wil jy hê? Wat is jou plan vir die Here? Dankie dat U ons weer terugroep, o Here, en ons moet dit besef. Vir hierdie oomblik waarin ons nou lewe, hierdie tyd waarin U ons ook so oproep, hierdie tyd waarin U ook so liefdevol neerbuig na ons toe en deurens U hart aan ons openbaar. So lief het U die wêreld gehad dat U U seun gestuur het, sodat elkeen wat glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dit moet die wêreld hoor nou. Want Jesus Christus kom weer. Daarom is ons hier. Dat hy ons toerus. Want môre gaan ons weer uit om hierdie boodskap na elkeen daar buite te neem. Elkeen met wie elkeen van ons besonderlik in kontak gaan kom op verskillende plekke, binne verskillende beroepe, in verskillende wêrelddele. En elkeen van ons word nou geroep om 'n getuie te wees. Laat ons dit ernstig oordink, met die belofte wat U gee, dat U by ons is. U die koning aan wie alle gesag in hemel en op aarde gegee is met ons tot aan die volëinding. En daarom stuur U ons uit tot die einde van die tyd, na die einde van die wêreld. Gee dat ons gehoorsaam ook daarop sal reageer. Dis ons gebed, o Here, as ons ook nou besin oor dit wat vir ons voorlê in ons land in die volgende paar weke. Ons gebed is vol dankbaarheid. Dat U so in liefde ons oproep, sterk ons deur die Gees om gehoorsaam te wees. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Ons het nou geleentheid om ons opoffering op 'n ander manier ook aan die Here oor te dra. Tyd vir die opneem van die kollekte.
Ons sing ten slotte saam Psalm 90 vers 1 wat vertel van die Here se getrouheid. U was o Heer vanaf die vroegste jare vir ons 'n vlug en skuilplek in gevare. Here is altyd by sy volk soos wat hy ook nou beloof het. En dan vers 9, laat ons u werk aanskou wat nooit beswyk nie. Die Here moet vir ons wys waarmee is hy besig. Laat van die kroos u heerlikheid nie wyk nie. Laat oor ons aanlig al u lieflikhede. En Heer, verhoor ons in ons laaste bede. En in die tyd waarin ons lewe, bevestig by die onguns van die tyd, bevestig tog nie net die Here se werk nie, maar ook ons werk, dit waarmee ons besig is, in sy diens, bevestig tog ons werk in ewigheid. Psalm 90 vers 1 en 9. Verhef julle harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en gee u vrede. Amen. Ek het geen verkiesingsplakkaat hier by my voete wat ek vir julle gaan wys nie, hoor. Ek hoop jy het die saak vir jouself uitgesorteer dat jy wel 'n kruisie gaan maak. Ons is nou by die jy moet eers weet wat om. Daar's hy. Dat jy 'n kruisie gaan maak. Ek wil graag begin deur na dieselfde konteks toe terug te gaan as waaroor ek in die preek na verwys het, die tyd van Jeremia. En ek wil vir julle 'n gedeelte lees uit Jeremia 27. Daar staan, maak vir jou 'n juk en sit dit op jou nek vas met leerrieme. Ek verduidelik net gou hierdie situasie. Die Here het vir Jeremia gesê, hoor hierso Jeremia, jy moet op 'n manier nou gaan preek, dit het nou niks met Jeremia 45 te doen nie, maar in daardie konteks sê die Here, jy moet nou op 'n sigbare manier, dit het die Here baie gedoen met Jeremia, om op 'n sigbare manier 'n boodskap aan die volk oor te dra. Hy het gesê, gaan maak 'n juk. En julle sien nou die foto van die houtjuk daar, en sit hom op jou nek. Nou, ek weet nie, julle jong mense wat daar nou niks met boerdery agtergrond het nie, sal nou dalk nie weet wat dit is nie. Maar 'n volgende foto gaan vir julle wys. Die juk is dit wat op diere se nekke gesit is, om hulle in te bind, sodat jy met hulle kan werk. Dis waarvoor 'n juk daar is.
Daar selfs mense wat jukke gemaak het, waarmee hulle iets kon doen. Dit is net makliker om iets te doen. Nou sê die Here vir die volk Israel, ek wil julle gebruik. Dit bring ons weer terug na Jeremia 45 in 'n sin. Ons is daar om deur die Here gebruik. Hy het ons nie nodig nie, hoor. Die Here het ons nie nodig nie, maar hy wil ons gebruik om iets te vermag in hierdie wêreld. Ons is deel van sy diensknegte. En nou sê hy vir Jeremia, maak 'n houtjuk en sit dit op jou nek, want julle moet nou vir Israel in hierdie moeilike tyd. Dit was 'n bitter moeilike tyd. Nou die volk Israel weet, maar die Here gaan ons nou 'n bietjie inbind. Hy sit nou hier iets op ons nek. Maar die bedoeling is, in hierdie tyd wil hy ons gebruik om iets te laat gebeur. Nou as julle nou die gedeeltes gaan lees rondom Jeremia, die gedeelte waarvan ek nou praat, dan gaan julle agterkom, daar was ook vals profete. Dis die ouens wat altyd die goeie nuus gebring het, wat die volk graag wil hoor. En hulle het onder andere, Jeremia 28 vers 10, staan daar Genania. Dis nou een van die vals profete. Het na Jeremia toe gegaan, die juk van sy nek afgehaal en dit gebreek. En toe gee hy hierdie goeie nuus om te sê, so gaan die Here, hierdie swaar tyd wat nou op julle druk, gaan die Here wegvat. En, moenie bekommerd wees nie, dit gaan sommer vinnig wees, dan is julle weer terug in Jerusalem. En die volk sê, dis wat ons wil. En wat sê die Here dan? Vers 13. Die Here sê vir Jeremia, gaan sê vir Hanania, dat ek die Here met hom praat. Jy het die houtjuk gebreek, en jy gaan dit met 'n ysterjuk vervang. Profete wat sê, ag moenie bekommerd wees nie. Sommer nou gaan dit beter gaan. Die Here sê, nee, dis nie hoe dit gaan werk. Die moeilike tye wat daar is tye waar die Here besig is om met sy volk te werk. En as jy nou dink, jy kan houtjukke breek, dan maak ek daarvan 'n ysterjuk. Nou, ek gaan nou vir julle wys hoe oud ek is. Wie van julle, steek net op julle hande, ken die liedjie van Bonnie M, By the Rivers of Babylon? Ag, julle, dit is die beste musiek om vandaag te doen. Dis Psalm 137, kan maar aangaan. En sit net vir ons die woorde ook daarop. Dis nou so bereiming daarvan. Ek gaan hom nie vir julle sing nie, maar julle kan hom gaan luister. Ver van Sion weggevoer, daar in Babel diep ontroer, het ons aan ons land gedink, geen musiek het opgeklink, want hulle het musiekers aan die wilgerbome opgehang. Sê, ons kan nie hierso sing nie. Al is die Babyloniërs besig om vir ons te sê, sing vir ons 'n Sionslied. Kyk, hoe gaan dit met julle? Vertel vir ons hoe goed julle God vir julle is. Toe hang hulle musiekers op sê, nee, ons kan dit nie doen. Ons kan nie 'n Sionslied sing onder sulke omstandighede nie. Daar waar die riviere vloei, aan die wilgers wat daar groei, is ons harpe opgehang in ons hartseer en verlang. Ag, en hulle is in 'n depressie, maar die volk Israel. Verstaanbaar. Die moeilike tye waarin ons nou, hulle is in ballingskap weggevoer. Ons kan nie hier die Here loof en prys nie. En dan kom Jeremia 29, en dit net die eerste vers. En dis waar ek nou gesê het, ek of oor Adbos of ietsie sê, Adbos van die CRC, julle weet van hom, dis sy geliefkoeste vers. Vers 11, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie, ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Julle het al gehoor? Die woorde is waar, maar dis heeltemal buite konteks. Want ons gaan nou die ander verse wat hier rondom is, gaan ons ook na kyk. Kom ons gaan kyk na vers 1 tot 3. As julle die gedeelte gaan lees, kan julle dit sien. In dieselfde hoofstuk, Jeremia 29, vers 1 tot 3, met wie praat God hier deur Jeremia? Ek wil dit vinnig opsoek en nie vinnig vir julle lees. Jeremia 29. Ek moes al daarna gekyk. Hierso staan, dit is 'n afskrif van die brief wat die profeet Jeremia uit Jerusalem gestuur het. Luister na wie toe. Na die leiers van die ballinge wat nog voor was, en na die priesters en die profete en die hele volk
wat deur Nebukadneser uit Jerusalem na Babel toe weggevoer is. Jeremia het die brief gestuur nadat koning Jojagin en die koninginmoeder, die paleispersoneel en die amptenare van Juda en Jerusalem, die ambagsmanne en die bouers uit Jerusalem weg is. Jeremia het die brief gestuur saam met wie, en dan gaan hy daarin. En dan vers 4. Dis 'n brief wat die volk nou moet hoor. En daar staan, so sê ek, die Here die Almagtige, hoor julle die woorde van Jeremia 45, die God van Israel, vir al die ballinge, en kyk die woorde, wat ek, God, uit Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer het. Dit was nie maar net politiek van die dag nie. En dis mos wat baie mense dink, die politiek is net nie lekker nie, en nou kry ons maar swaar. Die Here is in beheer van wat besig is om te gebeur. Onthou, wat het hy deur Jeremia gesê? Ek sit 'n juk op julle, en as julle die houtjuk breek, dan sit ek 'n ysterjuk op. Ek het julle weggevoer na Babel toe. Ek het julle weggevoer uit Jerusalem na Babel toe. En wat sê hy dan in vers 5? Bou vir julle huise en bewoon dit. Onthou daai verse van Adboshof? Waarop hy fokus, ek wil vir julle voorspel, hier sê die Here, bou vir julle huise en bewoon dit. Lê tuine aan en eet die opbrengs daarvan. Dit net so vinnig is dit nie die mees basiese wat mense nodig het nie? 'n veilige plek om te bly. En, wat nog? En kos om te eet. Dis die basiese. Nou sê die Here vir hulle korttermyn, bou vir julle huise en plant vir julle tuine, eet die opbrengs daarvan. Dan vers 6 kom met 'n bietjie 'n medium termyn. Dalk is dit al amper lang termyn, want deesdae trou die jong mense nie so vinnig nie. Hy sê trou en bring kinders in die wêreld. Dit vat nou nog 'n bietjie langer. Laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Julle moet daar in Babel baie word, nie min nie. So wat sê die Here vir hulle? Ek het vir julle onder hierdie moeilike omstandighede waar julle is, wat dit nie nou 'n houtjuk is wat julle dink julle gaan breek nie, maar 'n ysterjuk. Gee ek nou vir julle hierdie opdrag, korttermyn, medium termyn. Leef, want hier moet julle 'n verskil maak. Vers 7, dis 'n belangrike vers. Bevorder die belange van die stad, waarheen, die sê hy weer, ek julle weggevoer het in ballingskap. Bid tot my vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange. In die oorspronklike staan daar, en ons kan net kyk, die woord shalom. Bevorder die belange van die stad, bedoel, soek. Julle weet wat die woord soek beteken? Dis nie sommer net, jy kry dit vinnig nie, jy moet aanhou, totdat jy dit kry. As die Here vir ons sê, bid, dan bring hy dit ook om te sê, klop, soek, vra, soek, hou aan deur dit te bewerk, soek die shalom van die stad, waarin ek julle as ballinge heen gevoer het. Beteken, soek die shalom van Babel. Wat beteken shalom? Om 'n vinnige definisie, dis die lewe soos God dit oorspronklik bedoel het om te wees aan die heel begin. Ons is terug in die paradys. Dis shalom. Soek dit. Ons gaan dit nie kry in 'n gebroke wêreld, maar dis wat ons moet soek. Julle is nou hier in Babel, julle is nou onder hierdie bitter moeilike omstandighede, maar hier wil ek vir julle sê, die sekere praktiese goeders wat julle moet doen, maar soek die belange van die stad, daar waar jy is, soek die shalom van die stad, en dan, julle moet dit asseblief van deurdink, want in sy belang, is julle belang. Dis nie soek jou belang, en ergens sal die stad ook daarby baat nie, is jy soek daardie belang, en jy sal ook voordeel daaruit kry. Here se somme werk ons anders. As jy groot word klein. As jy wil lewe, gaan jy sterwe. Maar as jy sterwe, dan gaan jy lewe. Dis iets daarvan, soek die belange van die stad. Soek die lewe soos God dit bedoel het om te wees,
daar in Babel, tussen die heidene, en jou belange sal ook daardeur gedien word. Vers 8. So sê die Here die Almagtige, die God van Israel, moenie dat die profete en waarsêers daar by julle mislei nie. In daardie tyd was daar baie ouens wat die belang van die volk Israel op die hart gedra het, maar wat nie geluister het na wat die Here sê nie, maar wat vir die volk wil gee wat hulle wil hoor. As julle mooi gaan lees in Timoteus word ons gewaarsku, in die laaste dae sal daar ook mense kom wat vir die mense sal sê wat hulle graag wil hoor. En nie wat hulle moet hoor nie, maar wat hulle wil hoor. En dan trek jy mense na jou toe, want is mense vir wie jy hulle ore kielie. Hulle wil hoor wat jy sê. Hulle hou daarvan. Moenie agslaan op daardie drome wat jy so graag droom nie. Daardie mense tree sonder opdrag op as profete in my naam. Ek het hulle nie gestuur nie, sê die Here. Hier dink ons nou baie spesifiek aan Hanania. En dan vers 10. En onthou vers 10 is die vers net voor die vers wat so maklik aangehaal word, wat ek nou gepraat het by oor Apostel. Ek wil nie nou net op hom fokus nie, maar hier's vers 10. So sê die Here, oor presies 70 jaar sal ek Babel straf en julle onder my sorg neem, en dan sal ek my belofte nakom om julle hier na Jerusalem toe terug te bring. Wat sê die Here? Hier maak ek my plan aan julle bekend. Dis hier waar julle moet wees. Hou vir julle huise, planttuine, trou, hê kinders, laat hulle kinders sê, julle is nie veronderstel om nou minder te word nie. Julle is veronderstel om hier vrugbaar te lewe en hoe maak jy 'n verskil? As jy binne die verbond van die Here besig is om verbondsgehoorsaam te wees. Sê die Here, julle gaan terug, maar hier is die tydsraamwerk. Want wat sê hy dan? Dan kom vers 11 weer ter sprake. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Nie God voldoen aan ons verwagtinge nie. Maar die Here sê, ek wil hê julle moet 'n verwagting hê wat op my gefokus is. En dit waarmee ek besig is. Psalm 137 is maar nie 'n herhaling van daardie skyfie. Wat was hulle gesindheid? Hulle het gesê ons is ballinge. As ons gaan dink aan 'n toekoms, 'n verwagting. En dis waaroor ek met julle taal, dis waaroor ons moet gesels. 'n Toekoms, 'n verwagting. Wat is 'n balling? Ballingskap. 'n Balling is iemand wat nie tuis voel waar hy is nie. En ek dink baie van ons het hierdie ballingskap in ons harte. Psalm 137, hulle verlang na gister. Hulle huil oor Jerusalem. Dis natuurlik, dit is so. Dis om terug te kyk na alles wat kosbaar en wonderlik was en te sê, ag, as dit maar net weer so kan wees. Dis so 'n tipe van 'n triespieël geloof. Dis, hulle kry bang en doodstil, want hulle sien dit as opgang. Mens kan nie hierso sit van die Here nie. Want die mense spot met ons verwagting. Die mense verstaan nie waaroor dit gaan nie. En daarom is ons maar bang en stil, kruip ons vir die wêreld weg. Dis 'n gesindheid wat die Here juis aanspreek deur vir hulle hierdie verwagting te gee oor die toekoms. Hulle is nie ballinge nie, hulle is sendelinge. Ek dink die belangrike woord wat ons moet aanleer weet, is wat beteken dit om 'n pelgrim te wees. Onthou, as Petrus sy briewe skryf in die Nuwe Testament, dan sê hy skrywe vir die Christene wat versprei woon as pelgrims binne in die wêreld. Hulle is nie nou hier almal in een land saam gedring nie, maar as Christene lewe hulle binne in die wêreld versprei, maar met 'n ander gesindheid. Wat is die gesindheid van 'n pelgrim? 'n Pelgrim is op pad. Daarom is die pelgrimspsalms so kosbaar. 'n Pelgrim is iemand wat van een punt na 'n ander punt toe beweeg.
Hy's op reis. Hy val nie vas in 'n sekere tyd en in 'n sekere omstandigheid nie. Want sy afspraak lê in die toekoms. En ons afspraak is mos in die toekoms. Wat is die toekoms? Die toekoms is Christus wat na ons toe kom. Die toekoms word nie geskryf in politieke raadsale nie. Verseker doen hulle goeders daar wat ons lewens impakteer, wat ons lewens geweldig kan beïnvloed. Maar die toekoms is in God se hand. En wat is hierdie toekoms? Dis die toekoms waarmee sy kerk ingesluit is. Gaan na alle nasies toe. En bring die woord sodat die wat nog in die wêreld is, ingebring kan word. En dan kom die einde. Gaan lees die einde van Matteus 24. Die einde kom nie deur oorloë en aardbewings en daardie dinge nie. Die einde kom wanneer die laaste uitverkorene tot geloof kom. En daarvoor wil die Here ons gebruik. So 'n sendeling, die Here sê vir hulle, julle is die ballinge wat julle sieters moet ophang hier teen die riviere en stil en bang moet wees nie. Julle is sendelinge wat ingestuur word in Babel om 'n verskil te maak hier. En na 70 jaar, dan verander ek die situasie. Dan draai ek dit weer. Op die oomblik is jy hier. En dis wat hy vir hulle sê. As julle mooi gaan lees, Psalm 137, vir die ballinge, hy sê, julle is hier, maak 'n verskil. Soek die shalom. Laat dit jou agenda wees. Op watter manier bring jy die genade van die Here binne in hierdie stikkende wêreld in? Onthou die gesindheid van Jesus Christus, wat homself opgeoffer het, en dan is dit die gesindheid wat ons ook moet hê in hierdie wêreld. My voordeel, dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor ander se voordeel. Dis my voordeel. Ek hoop julle verstaan dit. Ander se voordeel bepaal my voordeel. Dis die boodskap van die kruis. As jy my disipel wil wees, moet jy jouself verloon. Jou kruis opneem en Jesus Christus volg. En wat is die kruis? Dis 'n juk. Neem my las op julle. My juk op julle. Christus se las is lig. Want hy het klaar die prys daarvan betaal. Neem jou kruis op en volg hom. Ek het nou 2 prentjies daar, net kortliks. As jy nou bestuur, hierdie ou ry lekker vinnig, né? Maar sy triespieeltjie is in fokus. Hierdie ou is op pad na 'n groot ongeluk. Jou triespieël moenie jou vooruit wees as jy so vinnig beweeg, as die ander buite perspektief is nie. Volgende prentjie, dis ons vooruit. Daar is 'n triespieël. Die triespieël wys vir ons waar ons vandaan kom, en dis kosbaar, hoor, dis 'n verwysingspunt, dis nie 'n verblyfplek nie. Dis 'n verwysingspunt, maar ons afspraak is in die toekoms. Ons is op pad mense. En terwyl ons hier is, as pelgrims, maak ons 'n verskil, want die Here is met ons, en deur sy Gees gebruik hy ons hier waar ons nou is, om 'n verskil te maak. En daarom die laaste prentjie daar is vyande. Dis wat die Here van ons vraag. Maak jou hande vuil. Wat 'n verskil gaan jy maak hier? Deur die krag en die genade en die boodskap en die getuienis wat die Here vir ons gee, as deel van sy kerk in hierdie wêreld. Kom ek vat nog julle net so 'n bietjie deur Psalm 137 ook. Jy kan die hele preek ook daaroor maak. Daar is 'n wending in Psalm 137. Aan die begin sê hulle het hulle sieters opgehang, want hulle weet nie hoe kan hulle 'n Sionslied sing in hierdie land onder hierdie omstandighede nie. Maar in vers 5 sê hulle: As ek jou sou vergeet, Jerusalem, mag my regterhand dan verlam raak. Vers 6: Mag my tong aan my verhemelte vaskleef, as ek aan jou nie dink nie, as Jerusalem nie my grootste vreugde bly nie.
Maar onthou net een ding, hierdie is nie die Jerusalem wat 'n Babel geword het en toe stuur die Here hulle in ballingskap nie. Hierdie is die Jerusalem soos die Here dit bedoel om te wees, die stad van God. En vir ons is dit verseker die nuwe Jerusalem, waarna toe ons op pad is. Die Here wat in die midde van sy volk woon, is besig om sy kerk bymekaar te maak en hulle as pelgrims op pad te neem en dis daardie skaduwee van wat nog moet ten volle gebeur, wat nou in ons lewens sigbaar moet word. Daarom sê hy, soek die shalom, soek die vrede van die stad, soek Jerusalem. Want Openbaring vertel ons wat dit ook weer gaan wees, om in die vrede van God te lewe eendag. So, as ek dit vergeet, wat gebeur met my hand? Hy raak lam. Ek doen niks konstruktiefs nie. Ek word deel van die probleem. Ons gaan net so vinnig terug na die boek Nehemia toe. Hoekom moes die Here vir Nehemia in Persië gaan haal om Jerusalem se mure te kom opbou? Omdat die mense van Jerusalem deel van die probleem geword het. Hy moes iemand van buite bring om hulle weer daarop te wys. Jy het 'n verantwoordelikheid hier, want hoe meer jy op die probleme fokus en vergeet wat die Here se wil is, word jou hande lam. En jy word deel van die probleem. Dan kla jy net soos die res. Maar wat gebeur ook? Jou tong kleef aan jou verhemelte vas. Jy sê niks nie. Wat gebeur met Jona? As hy op pad, hy moet Nineve toe gaan, maar hy vlug heeltemal in die teenoorgestelde rigting, dan lê hy onder in die skuit. Wat doen hy? Hy slaap. Wat doen die ander? Hulle roep. Hulle weet nie vir wie nie. Jona weet vir wie moet hulle. Maar sy tong sit aan sy verhemelte vas. Dit gaan vir hom oor, ag wat, ek is nou maar hier. Hy word deel van die probleem. Die ander vra waarvoor hy die antwoord het. Dis wat gebeur, as jy deel word van die probleem, raak jou hande lam, en jy sê niks. En hier word dit uitgespreek in Psalm 137, Here, as ek dan nou deel word van die probleem, laat my hande dan lam word en my tong aan my verhemelte vaskleef. Daar's dinge wat ons moet doen, en daar's dinge wat ons moet sê in hierdie tyd. Kyk gou net na die laaste. Vers 7. Onthou die Edomiete, Here. Wie is die Edomiete? Dis die nageslag van Kain. Nee. Edomiete. Dis die valse kerk. Dis ouens wat ook deel was van die verbond. Hulle het ook die verbondsteken gedra. Maar toe die Babyloniërs gekom het en die Israeliete in ballingskap weggevoer het, wie is die ouens wat hulle groter moeilikheid gegee het, was die valse Islam. Die ouens wat naby was, maar nie met die regte gesindheid nie. En nou sê hierdie Psalm, onthou die Edomiete, Here, onthou diegene wat valslik naby was, maar nie eintlik deel van ons nie. Die dag toe Jerusalem ingeneem is, hoe hulle aangehou het met sê, breek af die stad tot op sy fundament. Weet julle wie is die grootste probleem binne hierdie tyd? Diegene wat die naam van die Here misbruik. Hulle sê hulle is Christene, maar hulle is nie regtig nie. So wat sê die Psalm? Here, onthou diegene wat maak asof hulle hier is, maar eintlik is hulle nie hier nie. En dan die volgende groep, vers 8 en 9, Babel. En hier is 'n bietjie wrede woorde hierin, wat vir baie mense sê, hierdie moet eintlik nou nie 'n Psalm wees wat in die Bybel is nie, maar hier word net gesê, Here, U oordeel oor diegene wat U volk so sleg behandel. Dat jy verwoes sal word, Babel,
is seker. Gelukkig is die man wat jou terugbetaal vir wat jy ons aangedoen het. Gelukkig is hy wat jou babietjies gryp en teen 'n klip verbrysel. Gedagte nie, God se oordeel oor Israel was erg. As julle die klaagliedere van Jeremia gaan lees, julle agterkom, wat 'n geweldige beproewing was dit, toe God sy volk in ballingskap weggevoer het, en sy hart oopmaak vir Barak en sê, kyk Barak, wat ek gedoen het. Dink net, toe Jesus Christus aan die kruis hang, dis God wat dit aan hom gedoen het in ons plek. Eendag gaan daar 'n finale oordeel ook wees, teenoor diegene wat die Here nie wou hê. Verseker die valse kerk, maar ook die heidendom. Psalm 137. Wat is die gesindheid van God se kind binne 'n moeilike tye? Dis waarmee ek wil afsluit en dan mag julle deelneem aan 'n gesprek. Weer die laaste prentjie. Ons lewe in 'n tyd wat ons verseker sal sê, wat wil ek hê? Sluit aan by die preekwoord. En ek kan vir julle lang bladsye skryf oor wat my drome en my ideale is. En jy verseker word. En as ons gaan luister na wat politieke partye sê, dan is dit presies wat hulle doen, om vir mense te sê, wat gaan ons vir julle doen? So daarom moet julle vir ons stem. Stem vir ons, want dis die prentjie wat ons in ons gedagte het. Ek dink die belangrike, en jy moet vir jouself uitsorteer, is nie waarmee is mense besig nie, want hulle kry dit ook regtig nie reg nie, nee. Dis 'n gebroke wêreld. Ons skep nie 'n hemel op aarde nie, glad nie. Inteendeel, die laaste dae sê die Bybel gaan bitter moeilike tye wees, wat nog voor. Dit maak ons nie moedeloos nie. Dit gaan nie oor wat mense doen nie. Die vraag is, wat is die Here besig om te doen? So ons oë moet in die Bybel wees, ons moet op ons knieë wees om te sê, Here help ons, sodat ons regtig sal verstaan, waar trek ek my kruisie? Want ek wil my hande vuil maak, en ek wil 'n verskil maak, en ek wil die vrede soek, om as pelgrim hier waar ek nou is, regtig 'n verskil te maak. Sodat dit u koninkrykswerk kan bevoordeel, op pad na Jesus Christus wat weerkom. Ek dink hier het ons nodig dat Christene oor verskillende bevolkingsgroepe by mekaar kom en bid en sê, Here, wat wil u hê moet ons doen? Hoe wil u hê moet ons kruisies trek? As Christene oor die breedte van die bevolking van Suid-Afrika. Nie om 'n aardse Jerusalem te probeer skep nie, ons sal dit nooit reg kry nie, maar om die Shalom te soek vir hier waar ons nou is. Want ons weet waarheen ons op pad is. Dis die riglyne wat ek vir julle wil gee. Sonder om 'n verkiesingsplakkaat uit te haal en te sê, stem vir hierdie ouens. Maar julle sal fyn moet luister, maar jy sal jou eie hartsgesindheid moet gereed kry. Om te weet, hoekom is daar 'n regering? Hoekom is daar 'n kerk? Hoe kerk en regering deel is van dit waarmee die Here besig is op hierdie oomblik. En wat is my verantwoordelikheid teenoor die Here as ek my kruisie gaan trek? Ek weet nie of dit vir julle makliker maak nie, maar ek dink dis wat ons in ag moet neem vir die pad vorentoe. Enige vrae? Enige bespreking? Stom geslaan. Goed, sal ek vir ons 'n slotgebed doen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, Here, ons moet bely, ons het dalk nie die antwoord gekry wat ons wou gehad het nie. Maar ons het die boodskap wat ons moet hê.
Dit gaan nie oor wat ons wil nie, dit gaan oor waarmee U besig is. En op 'n manier, o Here, sal ons moet leer om daardie prentjie raak te sien. Dis 'n prentjie wat nie op TikTok of op Facebook, op WhatsApp, of waar ook al na ons kant toe sal kom nie. Maar 'n prentjie wat deur U woord tot ons sal spreek. En daarom pleit ons dat U deur die Heilige Gees ons denke sal verander, sodat ons nie as Christene in hierdie tyd waarin ons lewe inrig volgens die skema van die wêreld nie, want dit gebeur so maklik. In al die gesprekke daar buite, probeer mense om ons gedagtes te vorm. Hulle oortuiginge op ons af te dwing. Hulle vrese ons vrese te maak. Verdeeldheid tussen mense te bewerk. Dis 'n verhaal so oud soos die mensdom self. Daarom dat die Israeliete gevoel het soos ballinge en nie wou sing nie. Hulle sieters opgehang het. U moes hulle herinner dat hulle sendelinge is, pelgrims, wat daar waar hulle nou is 'n verskil moet maak. Hulle moes hulle hande vuil maak. En dit gaan oor die lewe soos U dit bedoel het om te wees. Dis wat ons moet soek. Verseker nie eers vir onsself nie, maar vir ander. Want dis wat U sê, dis hoe dit werk. As ons dit vir ander soek, word ons ook daardeur bevoordeel. Maar dan besef ons, o Here, dit is so teen ons eie natuur en ons eie menswese. Maar dan besef ons moet nog baie leer van wat dit beteken om onsself te verloon. Ons kruis op te neem, die juk van ons Here Jesus, en hom te volg, en te weet sy juk is sag en lig. Want hy het alles gedra wat gedra moes word. En ons moet hom net nou gehoorsaam volg. Here, help elkeen van ons om te weet wat dit vir ons beteken as ons daardie kruisies gaan maak. Ons bid vir al die Christene hier in ons land en oor die wêreld, ons broers en susters. En ons bid dat hulle met hierdie gesindheid ook sal lewe. Onder bitter moeilike omstandighede weet ons, is daar van ons broers en susters wat vervolg word, ook op hierdie oomblik, en ons bid vir hulle. Dankie dat hulle getuienis en hulle volharding so tot ons spreek, om ook te volhard. Ons bid ook nog vir ons broers en susters wat nog gevange gehou word deur die wêreld, hulle wat nog tot bekering moet kom en moet inkom, huis toe kom, sodat Jesus Christus weer kan kom. Help ons om te weet, ons sit en wag nie vir hulle nie. Ons moet gaan en soek. Maak ons oë oop en ons harte oop om uit te kyk vir hulle, waar hulle ook al mag wees. Laat ons al hoe meer mense in ons gebede inbring, en Here, maak ons gereed, terwyl jy hulle gereed maak, sodat ons met hulle kan praat, dat ons gereed is om op die regte tyd, die regte dinge te sê, en die regte dinge te doen. Dit bid ons, dit pleit ons van U. In die naam van Jesus Christus, ons verlosser, ons koning en ons voorspraak. Amen.